Nou hierdie is nie so 'n lekker storie nie. Want daai twee sissies, Rachel en Lea was sissies, toe Jakob het mos nou, hy het na 'n ander land toe gehardloop, hy het gevlug vir sy boetie Esau, want Esau wou hom doodmaak. En toe gaan hy na 'n ander land toe, en toe kom hy by sy oom se huis aan, en toe hy daar aankom, toe ontmoet hy vir Rachel, sy niggie. Nou, sy het ook skape opgepas, en toe hy sien sy kom aan met al die skape, toe wil hy wys hoe sterk hy is, daar so groot klip, wat oor die put is, waar jy nou water skep met 'n emmer. En toe stoot hy daai groot klip so weg, dat hulle water kan kry vir al die skape. En toe sê hy vir haar, ek is jou neefie, Jakob. En toe huil hy sommer, want hy was so bly om haar te sien. En toe hardloop sy huis toe, en sy gaan sê vir haar pa, Jakob is hier. Maar sy het nou nog nooit haar neefie ontmoet nie. En so is nou die eerste keer dat sy hom sien, en toe kom die oom nou, sy naam was Laban, maar hy was 'n skelm. En Jakob was ook maar 'n skelm gewees. En toe sê oom Laban, toe sê hy, Jakob, dis so lekker om jou te sien, kan ons bietjie gesels? En hulle gaan sit in die tent, hy sê, vertel my van hoe gaan dit met my sussie? Want dis mos nou oom Laban en Tannie Rebekka's boetie en sussie, en hulle het kinders, en hierdie kind is, daar's Jakob en daar's Rachel. Ok, so niggie en neefie, goed. In 'n geval, en hulle gesels, en Jakob vertel hom hoe skelm hy is, en hoe hy sy boetie getriek het, om uitgevang het, en die eersgeboorte reg gesteel het. Toe sê Laban, ek en jy, ons is familie, want hy was net so skelm. En soos Jakob nou werk op die plaas, hy sê nou, hoekom bly jy nie hier by my nie, ek sal vir jou kos gee in 'n blyplek, en werk jy op die plaas vir my, pas die skape en die bokke op. Sê nee, goed, ek sal dit doen. En toe raak hy baie verlief op Rachel. Nou dit is bietjie snaaks, want ons sê so niggie en neefie moenie met mekaar trou nie. Maar in daai tyd, dis nou lank terug, nê? En so, dit was nou nie verkeerd dat hulle sou trou nie. En toe hou hy baie van hom. Sy was mooi, as hy haar sien in die oggend, en wil sy knie sommer so, as hy die skape oppas, en ek kan sommer sien hoe leen hy sy op sy staf as sy verby nie. En toe wil hy met haar trou, toe gaan praat hy met Laban. Toe sê hy, oom Laban, ek wil asseblief met Rachel trou. Toe sê hy, goed, dis reg, want sy is so mooi vir hom. Nou die sussie Lea, sy is nie so mooi soos Rachel nie, en ek dink haar oë is so bietjie dof, en so bietjie swak. En toe dit nou 7 jaar verby is na hy vir haar gewerk, maar hy het nie omgegee om vir 7 jaar te werk nie, want hy het gedink, dit maak die saak nie, ek so lief vir haar, ek sal hard werk om haar te kry. En toe die 7 jaar verby is, uiteindelik toe kom die troudag, en is groot troue en 'n groot partytjie, en daai aand, toe, want die vroue, as hulle getrou het, dan het hulle so iets voor hulle gesig, maar jy kan soos deur dit sien, jy weet daai materiaal, jy kan deur dit sien, en toe het sy so 'n ding voor haar gesig, en hy kan nie sien, dis Lea nie, toe het sy oom hom getriek, toe gee hy Lea vir hom, en is donker, en toe hulle nou gaan slaap in die tent, is mos donker, toe hy die oggend wakker word, ag my vrou lief, toe sien hy, dis Lea, dis die verkeerde vrou, toe is hy baie kwaad vir oom Laban, toe sê hy, oom het vir my gejok, hierdie is die verkeerde vrou, ek het gesê ek wil met Rachel trou, sê hy, goed, maar in ons land werk het nie so nie, jy moet eers met die oudste een trou, toe sê hy, nou wil ek met die ander dogter ook trou, nou in daai tyd het hulle maar dit gedoen, dis nie reg nie, want God het een man en een vrou gemaak vir mekaar, maar goed, toe sê hy, ek wil dan met die ander een trou, toe trou hy met haar, toe sê hy, maar nou moet jy nog 7 jaar werk vir my, en toe het hy nou met Rachel en Lea getrou, nou wat dink jy, hier's 2 sissies, en 1 man, dink jy hulle gaan bietjie beklei met mekaar en jaloers wees, hy's my man, nee, hy's my man, en so beklei hulle met mekaar, maar toe sien God, dat Jakob hou eintlik baie meer van Rachel, en hy hou nie van Lea nie, toe dink die Here, dis nie reg nie, en toe maak hy, dat Rachel nie babas kan kry nie, net Lea kan babas kry, en toe kry Lea 1 baba, en sy sê, ag, my baba, en sy sê, jou naam is Reuben, toe kry sy nog 'n baba,
sê sy Simeon. Toe kry sy nog 'n baba, sê sy jou naam is Levi. Toe kry sy nog 'n baba, sê sy en jou naam is Juda. En toe word Rachel baie kwaad. En sy is jaloers. Sy sê, hoekom kan ek nie babas hê nie? En toe sê sy vir Jakob, ek wil babas hê. Toe sê ek is nie in God se plek nie. Ek kan nie maak dat 'n baba gebore word nie. God is die een wat 'n baba kan maak. En toe sê sy, wel dan het ek 'n plan. Vat my bediende, want daar was 'n vroutjie wat vir haar gewerk het. Sê sy, dan kry julle 'n baba, dan sê ons is my baba. Toe sê Jakob, okay. En toe kry die bediende een baba, en toe nog 'n baba. En toe kyk Lea, en toe sy jaloers. Toe sê sy, wel, ek kan nie nou meer babas kry nie. Jakob, vat my bediende, en dan kry julle 'n baba, en dan sê ons is my baba. En toe kry sy 2 babas, en toe noem sy hulle Happy en Lucky. Dis regtig so, hulle naam Gad en Aser, wat beteken Happy en Lucky. En toe uiteindelik, toe kom Rachel eendag, en Ruben, dis mos nou Lea se oudste kind. Hy het toe nou gegroei, hy's 'n klein seentjie, miskien is hy so groot soos jy, of miskien was hy al so groot soos jy, maar toe is hy buitekant in die veld, en hy pluk sulke blaartjies. En hy vat dit na sy ma toe, na Lea toe, en toe sien Rachel dit. Toe sê sy, asseblief kan ek daai blaartjies kry. Sy wil een of ander tee maak of iets, sy dink as hy daai tee drink, gaan sy babas kan kry. En toe sê sy, okay, jy kan dit kry, maar jy het klaar my man van my al weggevat, nou wil jy hierdie spesiale teeblaartjies ook vat. Maar goed, jy kan dit maar kry. Maar dan gaan ek nog 'n baba kry. En toe kry Lea nog 'n baba. En toe kry sy nog 'n baba. En toe kry sy nog 'n dogtertjie. So sy het 6 seuns en 1 dogter, en Rachel het niks. Kan teeblare vir jou 'n baba gee? Dit is God wat kan besluit of iemand 'n baba kry of nie. En toe, op die einde, toe's Rachel baie hartseer. Maar toe sien God sy hartseer, en toe dink hy aan Rachel, en toe gee hy vir haar 'n baba, en toe noem sy hom Josef. En sy het toe later nog 'n baba gekry, maar toe gaan sy dood. En toe die baba gebore is. Die baba het gelewe, sy naam was Benjamin. So God is die een wat babas kan skep. God het jou gemaak, en jou, en jou, en jou, en jou. En God het my gemaak, en al die mense hierso gemaak. En uiteindelik het God nog 'n babatjie geskep. Maar daai baba het nie 'n pa gehad nie. Net 'n ma. Dis regtig. God het net 'n ma vir daai baba gegee. En daai ma se naam was Maria. En die baba se naam was Jesus. En dit is daai Jesus wat kom. Hy wil nie net hê dat jou babas word gebore. Dit is God wat maak dat babas gebore kan word. Maar God wil hê ons moet weer gebore word. En weergebore beteken nie jy gaan weer in jou ma se maag en dan word jy weer gebore nie. Dit beteken God maak jou 'n nuwe mens. Hy maak 'n hele nuwe jy. Buitekant lyk jy nog dieselfde, maar binnekant het jy verander. En dit is daai Jesus, daai baba, daai kind. Dit is hy wat ons kan verander en weergebore laat word, dat ons God se kinders kan wees. En hy wil hê, hy wil hê jy moet weergebore word. En Lukie, en Mia, en Adrian, en Malan. Hy wil hê, want hy's lief vir mense, hy's lief vir sondaars. En ons het sonde, ons het goed wat ons verkeerd doen. En God wil hê, ons moet daai sonde vir hom sê, en ek het verkeerd gedoen, Jesus. En vir hom vra, ek wil ook weergebore wees. Ek wil ook 'n kind van God wees. Okay, julle kan gaan sit.